Goeiemôre. Die Evangelie van Markus 5 vandag. En baie welkom saam met Jesus en Jesus se wonderwerke en gelykenisse vandag. Sit nou rustig agteroor en hoor Jesus vandag, hoe hy met ons praat deur gelykenisse en wonderwerke. Markus 5 sien ons die genesende wonderwerke by mense met geloof. Goed, kom ons duik in. Vers 1, en daarna het hulle oorkant die see in die land van die Geraseners aangekom. In die dorpie Gerasa het die Geraseners gewoon. Dit is nie Jode wat onder andere met varke geboer het. En Jesus reik nou uit na ander volke toe, nê? Net toe Jesus uit die skuit klim, het daar van die grafte af 'n man met 'n onrein gees hom tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte gebly. Niemand kon hom selfs met 'n ketting vasbind nie, want hulle het hom al dikwels met voet- en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die bandboeie uitmekaar en skop die voetboeie stikkend. Niemand kon hom baas raak nie. Hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en in die berge, en dan kap hy homself met klippe. Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehardloop. Hy het voor hom neergeval en hard geskreeu: "Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God, die Allerhoogste? Ek smeek u, in God se naam, moet my nie pynig nie." Want Jesus het vir hom gesê: "Onrein gees, gaan uit die man uit." Jesus het hom toe gevra: "Wat is jou naam?" "My naam is Legio," antwoord hy hom, "want ons is baie." Die man het hom toe ernstig gesobat om hulle nie uit die landstreek uit weg te stuur nie. Daarna by teen die berg het 'n groot trop varke geloop. Die onrein geeste het hom, Jesus, toegesmeek: "Stuur ons na die varke toe, sodat ons in hulle kan invaar." Jesus het hulle dit toegelaat, en hulle het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die hele trop van omtrent 2000 het op loop gesit teen die hang af die see in, en hulle het versuip. Vers 14, hulle wagters het weggehardloop en dit in die dorp en op die plase gaan vertel. Die mense het kom kyk wat daar gebeur het. Toe hulle by Jesus kom en die besetene, in wie die baie bose geeste was, daar sien sit met sy klere aan, en by sy volle verstand het hulle groot geskrik. Die wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het, en ook van die varke. Hulle het toe by Jesus daarop aangedring om uit hulle gebied uit weg te gaan. Toe Jesus in die skei klim, het die man wat van die duiwel besete was, by hom Jesus daarop aangedring om saam met hom te gaan. Jesus het hom dit egter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê: "Gaan na jou huis, na jou mense toe, en gaan vertel hulle wat die Here alles vir jou gedoen het, en dat hy, Jesus, jou jammer gekry het." Hy het toe gegaan en deur die hele Decapolis begin bekend maak wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor. Ja, vers 1 tot 20, nee. En dit handel alles oor die verlossing van die Decapolis. Jesus land aan die ooste kant van die see van Galilea, en hy ontmoet 'n man onder die duiwelse demoniese beheer. 'n Man wat tussen grafte woon, en beveel die onrein geeste wat hulle self gesamentlik legioen noem, om uit die man te gaan. Die demone smeek Jesus om in 'n nabygeleë trop varke in te gaan. Op Jesus se woord doen hulle dit en dryf die diere om die see in te storm. Ja, die verloste man sit geklee en by sy volle verstand. Vreesbevange dorpsmense vra Jesus om te vertrek, want is deur hom wat hulle varke dood is. Daar is geen blydskap by hulle oor die genesing van die man nie. Nee, hulle is kwaad oor hulle verlore geld van die dooie varke. Die geneesde man word huis toe gestuur om te verkondig wat die Here gedoen het, en hy verkondig dit deur die hele Decapolis.
En nou sien ons die dogtertjie van Jairus en ook die vrou met die bloedvloeiing, nê. Vers 21, Jesus het daarna met die skuit teruggevaar oorkant toe, en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom neer en smeek hom dringend: "My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy gesond kan word." Hy het saam met hom gegaan. 'n Groot menigte het agter Jesus aangegaan en hulle het van alle kante af teen hom gedruk. Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie. Ja, haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak, want sy het gedink: "As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word." En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog en sy kon haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra: "Wie het aan my klere geraak?" Die disippels het hom geantwoord: "U sien tog dat die mense van alle kante af teen u druk, en dan vra u nog: wie het aan my geraak?" Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en gebewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knie kom val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Vers 34, daarna sê hy vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vergoed van jou kwaal genees." Is dit nie wonderlike woorde om te hoor na 12 jaar nie? Terwyl die sinagogeleier met die naam Jairus Jesus smeek om sy sterwende dogter te genees, sê Jesus: "Dis reg, maar nog op pad na die sterwende dogter toe, druk 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely, nê, deur die skare net om Jesus se mantel aan te raak, en sy word onmiddellik genees." Jesus voel hoe krag hom verlaat en prys haar geloof in die openbaar. "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees vry van jou kwaal." Daar in vers 34, nê. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom: "U dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons leermeester lastig?" Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge: "Moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo." Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huilend te kere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê: "Wat ras julle en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net." En hulle het Jesus uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en die 3 disippels wat by hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar: "Talita kum." Dit beteken: "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Vers 43, hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie, en gesê, hulle moet vir haar iets te ete gee.
Ja, die boodskappers rapporteer die meisie se dood. Maar Jesus sê vir Jairus, moenie vrees nie, glo net Jairus. Binne in die huis laat hy net Petrus, Jakobus, Johannes en die ouers toe om by hom te bly. En hy vat die kind se hand en hy sê, Talita kum. Talita kum beteken in Afrikaans vertaal, my wildsbokkie. Ja, my wildsbokkie, ek sê vir jou staan op. En dadelik staan sy op en loop. Verbasing vul die vertrek en Jesus gee hulle opdrag om haar kos te gee. 'n Paar vrae in Markus 5. Hoe beïnvloed Jesus se gesag oor demoniese magte, soos gesien in die genesing van die demoonbesete man, jou begrip van Jesus se mag? Ja, wat is die betekenis van Jesus se woorde? Moenie vrees nie, glo net, in die konteks van Jairus se dogter en ons eie lewens. Wat beteken dit? En die laaste gedagte. Hoe beïnvloed hierdie verhale, wat ons nou net gelees het, jou begrip van Jesus se medelee? En hoe kan ons soortgelyke medelee in ons interaksies met ander toon? Tot sover vandag. Seën, vrede en genade vir jou, geliefde kind van God, vir wie God so lief is, van Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen.